Kom ons word nou stil voor die Here. Soos die oë van die knegte op die hand van hulle Heer is, en soos die oë van die diensmaagd gerig is op die hand van haar meesteres, so is ons oë gerig op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor die troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgebore uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. En ons sing tot die Here se lof, Psalm 33, die eerste en die tweede vers, 'n lofpsalm. Sing nuwe sange, nuutgebore, uit aandrif van die skoonste kuns, trompetgeklank deur tempelkore, moet dank sê vir God se nuwe guns. Die eerste en die tweede verse van Psalm 33 en daarna bely ons geloof saam. Saam met die kerk van alle eeue bely ons nou soos volg, en ons sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die Here se wet is vir ons gegee as die reël vir ons dankbaarheidslewe. In Eksodus 20 staan daar, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God,
wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. En dan die derde gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak, en op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan die 10de gebod is, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord op die Here se wet deur Psalm 68 te sing. Psalm 68, en ons sing daarvan die 4de en die 9de verse. Psalm 68 verse 4 en 9.
ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U wat onverpoost werk om U skepping tot volle wasdom te bring. U wat hemel en aarde geskape het, en U wat die planete daar gestel het in sonnestelsels, tot in die verste oneindigheid. Menslike ruimtetuie wat ligjare ver trek, wat met die sterkste teleskope kyk, ontstaan in verwondering oor die omvang van U skepingswerk. Ons staan in verwondering oor U genade dat U in een van die kleinste sonnestelsels 'n klein planeet uitgekies het en 'n klein mens daar gestel het en dat daardie mens in staat is om U te erken en U naam te verheerlik en hulle Here Jesus Christus as koning oor aarde en hemel en heelal te erken. 'n absolute wonder wat ons verstand te bowe gaan. 'n absolute wonder wat ons nie na reg waardeer en erkenning aangee nie. Ons kom vanoggend na U toe as van U kleinste deel van die skepping, en ons kom na U toe en ons loof U en ons dank U. Nie net vir dit wat U gedoen het in die wêreld daar buite nie. Nie net vir dit wat U doen nog steeds om hierdie skepping te onderhou nie, maar ook omdat U 'n almagtige en 'n genadige God is, wat nie die mens oorgelaat het in sy sonde toestand nie. En ons dank U daarvoor, ons dank U vir hierdie oggend, ons dank U dat ons die geleentheid het om U 'n lofsang toe te sing. Ons dank U dat ons 'n God het na wie ons toe kan vlug. Ons dank U dat U vir ons 'n woord gegee het, dat ons perspektief kan hê in hierdie wêreld. Laat die Heilige Gees dan nou in ons spreek, in die waarheid, aangaande die Here Jesus Christus en sy verlossing in ons harte verkondig. Ons vra dit in sy heilige naam. Amen. Ons lees uit die Evangelie volgens Lukas, lees ons daar in die 17de hoofstuk, lees ons vanaf vers 11. Die Here Jesus Christus op pad na Jerusalem, en ons lees die volgende. Hoofstuk 17 vers 11. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hul stem verhef en gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hy het hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie, en waar is die 9? Was daar dan niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. In antwoord daarop sing ons Psalm 40, die 2de en die 4de vers. Ek bied U hart en hande in 'n willige offerande, al wat ek is en het, en diep in my ingewand, waar liefde en ywer brand, draag ek U heilige wet. Psalm 40, verse 2 en 4.
Lukas 17 vers 15. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. Liefde gemeente, daar is al by meer as een geleentheid opgemerk dat die kerk op die Sondag na nagmaal dikwels op sy leegste is. Ons het saam in die woorde van die nagmaalsformulier het ons 'n onderneming gemaak, en daardie onderneming is dat ons met ons hart en monde die lof van die Here sal verkondig van nou af tot in ewigheid. En tog, na nagmaal is baie se plekke dikwels leeg. Hierdie is 'n algemene opmerking, nie gerig op hierdie broeder of daardie suster nie gerig op diegene wat nie vandag hier is nie, maar gerig op elkeen van ons wat weer op pad na die volgende nagmaal onsself sal ondersoek, reg sal ondersoek. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. En dis presies wat hierdie Samaritaan gedoen het toe hy gesien het dat hy gesond was, het hy omgedraai en hy het God met 'n groot stem verheerlik. Nou Jesus en sy disippels was op pad na Jerusalem, dit was sy laaste reis na die heilige stad, en daar op die grens tussen Samaria en Galilea, eintlik 'n niemandsland kon ons sê, toe kom 10 melaatses skielik hom tegemoet hier buitekant die dorp. 'n bonneltjie mense vol namelose ellende. 'n bonneltjie mense stadig sterwend aan 'n ongeneeslike pes. 'n verskriklike aansteeklike siekte destyds. En die reuk van die dood hang reeds in die lug. Jood en Samaritaan, hulle wat eintlik vyande was, hulle is hier saam. Jood en Samaritaan is nou saam broers op pad na die graf. Almal melaats, almal sterwend. En wat maak dit dan saak of jy 'n Jood en of jy 'n Samaritaan is? Nou volgens die destydse wet moes die melaatse, as hy agterkom dat hy melaats is, moes hy uit sy huis uit. Hy moes sy vrou en sy kinders in die gemeenskap net so los, en buite die stad moes hy daar vir hom 'n plakkershut oprig. Buite in die stad moes hy nou in die ashope krap. Moes hy vir almoese bedel. Almoese wat dan na hom toe of na haar gegooi was, soos jy 'n been vir 'n hond gooi. En as iemand naby kom, moes hy uitroep, melaats, melaats, moenie naby my kom nie, ek is melaats. En wat begin het as 'n klein seertjie word naderhand 'n liggaam vol swere, op die hande en die voete en die ore, die neus, die lippe, en alle reuk en smaak en gevoel verdwyn, uiteindelik ook die gehoor, terwyl vingers en hande en voete kort swart stompies word, soos die ledemate afvrot. 10 lewende lyke voor die Here Jesus en sy disippels. Geskei van vrou en kind, geskei van vriend en familie, geskei van die tempel en van die heiligdom. Geen geleentheid vir die melaatse om te offer nie. Geen lofsang op Sions hoogte nie. En daarom, broeders en susters, was melaatsheid nog altyd die beeld van sonde in die Bybel. Die sonde is iets wat die liggaam en die siel soos melaatsheid naderhand uitmekaar laat val. Die sonde is iets wat huwelike en gesinne laat verbrokkel, tekenend van die gemeenskap tussen God en mens wat deur die sonde verwoes was. Die sonde van Adam en Eva wat uiteindelik nakend voor God gestaan het. En daarom is melaatsheid dan ook vandag nog 'n beeld van ons eie sonde toestand. 10 lewende lyke voor die Here Jesus,
verenig in hulle onbeskryflike ellende. Maar in hierdie geval is hulle ook verenig in hulle hoop. Ergens iewers het hulle verneem van hierdie Jesus, hierdie rabbi wat wonders doen. En hulle het hulle stem verhef en hulle het gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. En die wat hom soek, sal hom vind, selfs die melaatses. Jesus kon saam met sy disippels, kon hy 'n wye draai geloop het. Jesus kon soos ons, as ons 'n bedelaar sien, 'n ander pad loop en 'n ander pad kyk, maar hy doen dit nie. Hy laat hom vind. Ek ken mos Psalm 81, geliefdes, want daar leer die Here ons, open julle mond en eis van my vrymoedig op my trouverbond, al wat julle ontbreek, skenk ek, as julle smeek, mildelik en oorvloedig. Jesus wys niemand weg nie. In ons skrifgedeelte staan 10 melaatses voor die Here Jesus en hulle ontvang 'n woord van genade. 'n Woord van genade van die groot geneesheer wat gekom het om alles weer nuut te maak. Gaan vertoon julle aan die priesters, sê Jesus vir hulle. Dit is wat in die wet uit die Ou Testament beveel is. Hy het nie gekom om die wet te ontbind nie. Die wet het bepaal dat elke melaatse wat dink dat hy gesond is, homself eers aan die priester sou vertoon. En daarna moes hy sekere offers bring. En of hy nou 'n Jood was en of hy 'n Samaritaan was, dieselfde wet het gegeld. Al probleem was is dat hierdie 10 melaatses was nog nie gesond nie. Maar die Here Jesus sê, gaan vertoon julle aan die priesters. En hulle gaan. Steeds bly hulle saam, hierdie bondeltjie menslike ellende. In geloof reageer hulle ook saam. Op die Here se woord gaan hulle, as die rabbi sê, gaan na die priester, dan gaan hulle na die priester. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. 'n Groot wonder. Skielik vloei daar nuwe krag deur hulle. Stomp stywe hande word weer soepel. Die vel word weer blink en glad. Al 10 kan weer ruik en voel. En die bene kan weer hardloop en spring. Hulle is genees. God is genadig en barmhartig en hy is groot van goedertierenheid. 9 jubel en sing. 1 word stil. 9 trek op na die priester. 9 keer terug na vrou en kind, na vriend en familie, terug na vader en moeder, terug na huis en werk. Laat ons eet en drink, die lewe is 'n lied. Ja, hoe soet is die vreugde van die lewe nie, om weer by jou geliefdes te kan wees. Maar dan, broeders en susters, dan leer die Here Jesus, dan leer hy ook elders, wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. Of wie seun of dogter bo my liefhet, hy is my ook nie waardig nie. 9 jubel en sing en verdwyn in die verte, net 1 draai om. Daar's 'n ander versie van Psalm 81, en daar leer die Here weer so, my volk wou my nie gewillig eer nie, ver van my vandaan het hulle weggegaan en my nie begeer nie. 1 uit die 10 wat gesond is, gemaak is, word stil. Hy het ook gesinsbande. Hy het ook miskien 'n moeder of 'n vrou wat vir hom wag. Hy het ook 'n lewe wat geleef moet word. Maar daar's iets anders wat hom terughou, iets nog belangriker. 9 verdwyn oor die horison en 1 draai terug. Christus het al 10 aanvaar, al 10 gesond gemaak, maar hy lê ook vir ons 'n toets aan. Soos hy 'n toets aangelê het vir die 10 melaatses. 1 draai terug. 1 het iets binne hom, iets wat hom terugdryf na Christus toe. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een
van sy weldade nie. Wat maak dat ons sy weldade onthou of vergeet? Is dit die leë verstand of is dit die leë hart? Dis die hart. Dis die hart wat miskien vol is van ander dinge, maar leeg is van die Here. Want daar waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. So sê die Here Jesus elders in die evangelie volgens Lukas. Dis die hart wat bepaal of ons onthou of vergeet. Onthou of vergeet dat ek siek was, dat ek melaats was, of dat ek daaronder in die put gelê het, en om my was bande en strikke van die dood, en angste van die hel het my laat bewe. Onthou of vergeet dat ons diep in die skuld was. Dis die hart wat sal bepaal of ons met 'n lied oor die horison sal verdwyn en of ons sal omdraai terug na die Here toe. Een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en hy het God met 'n groot stem verheerlik en hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hy het hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. 'n Samaritaan, 'n vreemdeling, 'n mens waarmee ons eintlik nie wil meng nie. 'n Samaritaan was 'n man met 'n baster godsdiens. 'n Samaritaan was 'n tempelveragter, maar dis hy wat God met 'n groot stem verheerlik. En dan hoor ons weer die woorde van die Here Jesus in Matteus 8, want hy sê, baie sal kom van die ooste en van die weste, en saam met Abraham en Isak en Jakob aansit in die koninkryk van die hemele. Het 10 nie rein geword nie, en waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? Het hy nie al 10 uit die woestyn uitgelei nie? Het hulle nie almal die teken van sy verbond ontvang nie? Die verbond wat hy beseël het en bekragtig het met sy liggaam en met sy bloed. En dis net hierdie een wat omgedraai het om God te verheerlik. En hy sê vir hierdie Samaritaan, staan op en gaan, want jou geloof het jou gered. Die ander 9 het ook 'n geloof gehad. Toe die nood baie hoog was, het hulle almal geglo. Maar net een uit die 10 het 'n dankbaarheidsgeloof gehad. Ja, apostel Paulus skryf in sy brief aan die Romeine, en daar sit hy die hele Christelike geloof uiteen. Daar leer hy ook vir ons van 'n dankbaarheidsgeloof, want vir 11 hoofstukke verduidelik hy die wonderdade van die Here Jesus Christus, alles wat hy gedoen het vir die Jode en vir die Samaritane en vir die Grieke. Maar dan, in die 12de hoofstuk, word die toets aangelê. Dieselfde toets as wat die Here in ons skrifgedeelte aangelê het, want in hoofstuk 12 vers 1 skryf hy, ek vermaan julle dan, broeders, ek vermaan julle by die ontferminge van God, dat julle liggame sal stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Omdat God hom oor my ontferm het, moet ek my liggaam as 'n offer stel en my hele lewe toewy uit dankbaarheid aan God. Belangriker as die offer wat die melaatse by die priester moet bring, is die dankbaarheidsoffer wat ons as verlostes by die Here moet bring. 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, ons dankbaarheidsoffer. Sodat ons met ons hele lewe kan bewys dat ons dankbaar is. Dis die woorde van die Heidelbergse Katekismus. En die belangrikste van hierdie dankbaarheidsoffer is die lofprysing wat God toekom. Toe die Samaritaan sien dat hy gesond was, het hy omgedraai en hy het God met 'n groot stem verheerlik. Ten slotte, broeders en susters, moet ons onsself afvra, waarvoor het Jesus Christus na hierdie aarde toe gekom?
Het hy na hierdie wêreld toe gekom om sondaars te red van wie ek die vernaamste is? Soos Paulus ook aan Timoteus skryf, het hy na hierdie wêreld toe gekom om malaatses gesond te maak, ook die geestelike malaatses van wie ek die vernaamste is. Ja, seker, dit is waarvoor hy gekom het. Maar dit is nie al waarvoor hy gekom het nie. Sy redding het 'n verdere doel. Sy genesing het 'n verdere doel, 'n groter doel, 'n meer verhewe doel, meer as net verloste mense, meer as net 'n skepping wat nuut gemaak word. En daardie doel is die eer van God. Dis die verheerliking van God. Dis daardie doel wat wys na daardie ontelbare skare van wie ons lees in Openbaring 7. Uit alle nasies en stamme en volke en tale, bekleed met wit klere, met palmtakke in hulle hand. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, heil aan God wat op die troon sit en aan die Lam. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan ons God tot in alle ewigheid. En dan sê hulle amen. Sien nie ook die Samaritaan daar staan, geliefdes. Hy staan daar sonder enige teken van melaatsheid, met 'n palmtak in sy pragtige, gesonde hand. Die een uit die 9 wat teruggedraai het en God met 'n groot stem verheerlik het. En dan kom die volgende Sondag, al is dit 'n leespreek wat in alle swakheid gebring word. Maar dan kom hy, en dan draai hy om u God te verheerlik, met 'n groot stem te verheerlik. U kom oefen om uself reg te maak vir daardie hemelse erediens, om dit te doen waarvoor u eendag bestem is. Om dit te doen wat u eendag tot in ewigheid sal doen. Uit dankbaarheid kom u om God met 'n groot stem te verheerlik. Amen. Kom, laat ons dank. Onse genadige God en hemelse Vader, ons bely dat ons so gou vergeetagtig raak. Dat ons so gou kan opstaan van daardie oomblik van besonderse genade wat U aan ons bewys het, en dat ons so maklik weer by die dinge van die lewe betrek kan word en daardie genade oomblik agterlaat. En dan bid ons dat U elke dag met ons sal wees, dat daar nie 'n dag sal omgaan dat ons nie U sal verheerlik nie, dat daar nie 'n dag sal omgaan dat ons U nie sal dankie sê vir dit wat U vir ons gedoen het nie. Dat daar nie 'n dag sal omgaan dat ons nie aan ons Here Jesus Christus dink en dat ons hom sal lief hê bo alles nie. En dan bid ons ook, Hemelse Vader, met die genade wat ons het in die Here Jesus, dat U tog deur U Seun Jesus Christus U ook sal ontferm oor al die malaatses in hierdie wêreld, oor diegene wat van U vervreemd is, oor diegene wat die getal van die uitverkorenes nog eendag sal volmaak. Ons vra dit nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat U 'n goeie en 'n wonderbaarlike en 'n genadige God is, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte Psalm 86, die 5de en die 6de verse 5 en 6. Want U grootheid ken geen perke, U alleen doen wonderwerke. Daar's geen God naas U, geen een. U is God, ja, U alleen. Die 5de en 6de verse van Psalm 86.
ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, sal julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen. Amen.